Jezus, Jezus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Kom ons raak net weer stil voor die Here. Ja, Here, dankie vir U goedheid, dat U die deure oopmaak, as U ons saam nooi om U werk te doen, om U woord te bring, om U lig te bring. Here, ons bid, soos Neil gesê het, nou begin ons bid, juis vir hierdie kinders wat 'n Bybel in hulle hande gekry het, vir die families, van daardie kinders, Here, dat dit nie 'n boek op 'n boekrak sal word nie, maar dat 'n boek sal wees wat gelees en geleef word. Here, U verander lewens deur die woord en deur die waarheid. So ons bid vir hierdie families, ons bid vir die skole, ons bid vir die skoolhoofde, ons bid U goedheid en die verlossing vir die kinders. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het nou 'n vreugdevolle wandeling deur ander onderwerpe gevat vir 'n paar weke. Ons is nou terug in ons studie in 1 en 2 Timoteus. Die tema is verdedig, voldoen en verkondig die evangelie, wat ook 'n goeie beskrywing is wat die doel van die brief is wat Paulus vir Timoteus geskryf het. Nou verlede week het ons gekyk na kerk, hoe God dit beplan het. Die Bybel bevat alles wat ons nodig het om 'n Christus verhewende, gesonde, sterk, nederige, effektiewe kerk te wees. Nou as dit waar is, hoekom is daar so min kerke wat Christus verhewend, gesond, sterk, nederig en effektief is? Omdat baie mense die Bybel verwerp. Omdat baie mense nie die Bybel hoog genoeg ag as die waarheid wat ons moet navolg. Dis nie dat hulle probleme het met die Bybel nie, maar hulle dink daar soveel dinge wat meer belangrik is. En dan bou ons kerke op, dan bou hulle kerke op humanisme, of op wêreldse sakemodelle, of op postmoderne anti-waarheidsbijeenkomste, of op kultusse wat leiers verheerlik. Enige kerk wat nederig na die Bybel toe kom en sê, ons wil God se kerk wees. Ons wil leer uit die woord hoe God sy kerk wil lei, hoe God sy kerk wil stuur, sal kragtig gebruik word deur hom. Nie kragtig soos die wêreld altyd gedefinieer is, dat jy massief gaan wees en ryk gaan wees en invloedryk in die wêreld om jou gaan wees en politieke en daai vlakke nie. Maar kragtig dat die Here jou gaan gebruik om siele te red. In die omgewing gaan mense vind, maar hierdie is mense van God en hulle gaan wil kom. So dis hoekom dit so belangrik is die deel waar ons tans is in 1 Timoteus. Dit is die gedeelte oor die kwalifikasie vir ouderling. Dit is basies die kwalifikasie vir iemand wat 'n kerk wil lei. Want ouderlinge kan 'n voltyds wees of deeltyds, maar dis die beste lys wat ons het. As enigiemand voel, hulle wil in die bediening ingaan, dan kyk jy na hierdie lys. Nou, dis weer vir jou herinnering, dat mense sê die Bybel is vir hulle belangrik, maar daar's ander dinge wat belangrik is. Want nou sê iemand, ek wil in die bediening ingaan, kom ons wag vir 'n profesie. Ek wil in die bediening ingaan, het julle enige woorde vir my? Ek wil in die bediening ingaan, het enigiemand 'n droom gehad hieroor? Nee, as jy wil weet of jy in die bediening moet ingaan, maak 1 Timoteus 3 oop, lees alle kwalifikasies en sê, voldoen ek daaraan? En as die antwoord ja is en jy wil in die bediening ingaan, go for it. As nie meer nodig as God se woord. Ons wil altyd die ander dinge, ons wil die sensasionele, ons wil die emosionele, ophewende dinge hê. God sê, hier is my lys. Wil jy die Here volg as 'n leier? Dis 'n baie goeie ding wat jy wil doen, sê hy. Hier is my lys. Kyk of jy voldoen. Laas keer het ons gekyk dat ouderlinge nie misbruikers van wyn moet wees nie. Dan moet 'n volwassenheid in hulle strewe wees om heilige lewens te lei. Vandag gaan ons na die volgende een toe wat sê, ouderlinge moet sorgsame bestuurders van die kerk wees. Ek kan jou Bybel oopmaak waar by 1 Timoteus, ek het die skrywer weer baie klein gemaak, dat jy dit glad nie op die skerm kan sien nie, sodat jy jou eie Bybel moet oopmaak. So 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7. Elsa gaan vir ons kom lees. Baie dankie Elsa. Die uitspraak is betroubaar. As iemand na hom as 'n opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberispelik wees, 'n man met een vrou, beleefd, verstandig, goed gemanierd, gasvry en in staat om onderrig te gee.
Hy moet nie 'n dronkaard of veglustig wees nie, maar inskikkelik, vredelievend en nie geldgierig nie. Hy moet met volkomme waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy die gewete van God kan omsien? Hy moet nie 'n pasbekeerde wees nie, sodat hy nie verlaat word en in dieselfde oordeel as die duiwel beland nie. Moedig moet hy 'n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê, sodat hy nie die skande en die duiwelse stryk beland nie. Dankie Elsa, so die vers waar ons vandag, die twee verse waar ons vandag gaan stilstaan is vers 4 en vers 5 waar hy sê, hy moet met volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? So hierdie verse, ons gaan nie aan die einde van hierdie twee verse begin, waar hy vir jou een van die rolle verduidelik van wat 'n ouderling moet doen. 'n Ouderling moet na die kerk van die Here omsien, of na die gemeente van die Here, ander woord vir kerk. 'n Ander woord vir omsien is versorg. Ouderlinge moet die kerk van die Here versorg. Nou hier is 'n interessante woord wat hy gekies het daar. Die Griekse woord wat die Heilige Gees gekies het om hier te gebruik is baie interessant, want daar's baie ander woorde wat mens kan kies om te sê versorg, woorde wat meer gebruik word. Maar hierdie woord wat hy kies, kry ons net een ander plek in die Bybel. En so dit leer vir ons nogal hoe hierdie versorging lyk. En die enigste ander plek in die Bybel waar ons hierdie Griekse woord kry, is in die gelykenis van die goeie Samaritaan. Ons lees daar in Lukas 10 vers 34, toe die Samaritaan op die man afkom, hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en olyfolie en wyn daaroor gegiet. Toe help hy hom op sy eie rydier, neem hom na 'n herberg en versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit, gee dit vir die herbergier en sê, versorg hom. Dis die 2 keer wat dit voorkom in hierdie vers, en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. En so dit leer vir ons dat die versorging en die omsien van 'n ouderling is nie omsien van 'n afstand af nie. Dis nie jy sit stelsels op plek en dan gaan dit maar net aan en jy staan ver weg. Dis om persoonlik betrokke te raak. Om hulp te gee op 'n fisiese en 'n sosiale en emosionele vlak. Nou ek het nie 'n groot probleem met megakerke nie, maar ek het 'n groot probleem as 'n megakerk beteken jy kom nooit in kontak met jou pastoor. Iemand het die storie vertel van die enigste tyd wat hulle ooit hulle pastoor gesien het is almal moet in die kerk wees en sit, dan daag die pastoor buite op sy kar en sy veiligheidswagter en dan stap hy na die gangetjie af na die verhoog toe en dan praat hy daarso en as hy klaar is, dan moet almal nou wag, dan stap hy weer uit en hy ry weg en dan kan die mense nou opstaan. Een ding wat ek ook nou dag gehoor het is van hierdie groot kerke het green rooms. Ek weet nie of julle weet wat 'n green room is. As jy 'n TV ding het, dan die green room is waar jy wag voor jy op die skerm is. So as jy nou 'n nuusleser is en jy's nou nog nie aan diens nie, dan sit hulle die spesialiste agter in die green room en as hulle nou daai onderwerp praat, dan kom die spesialiste uit en dan sit hulle op die skerm. Dat hierdie kerk het green rooms waar die pastoor en almal daar agter sit. So hulle is nie deel van die sing in hierdie ding nie. Hulle sit daar en hulle drink hulle koeldrankies en eet hulle toebroodjies en wanneer dit nou tyd is om te preek, dan kom hulle op en hulle doen dit en dan gaan hulle weer terug na hulle green room. Dit pas nie. Die vers hierso sê ouderlinge moet op die grond wees en kontak met die mense maak. Die barmhartige Samaritaan, hy kon gesê, ek kon nie eintlik veel met Jode te doen hê nie. Kom ek laai hom net daar by die herberg af wat hulle vir hom sorg. Nee, hy het sy reis verander en hy het daar gewag en hy die persoon versorg. En toe hy besef, nou moet ek aangaan, toe maak hy 'n plan dat iemand anders hierdie persoon kan versorg en ek gaan daarvoor betaal. 'n Ouderling se hande moet skoon van sonde wees, maar 'n ouderling se hande moet vuil wees van hel. So herinnering as ons deur hierdie hele teks gaan, dit praat primêr met ouderlinge, maar dis baie keer en hier ook 'n geval, dis 'n boodskap vir alle Christene.
Ons is nie geroep om in ons eie huis te sit en die deure toe te maak en die mure hoog te bou en te bid vir die wêreld wat daar buite is. Ons moet in die wêreld wees en bid vir die wêreld. Ons moet uitgaan en omgee en lief wees. Maar ouderlinge moet voorhou, ouderlinge moet die leiding neem. So dis die kruks van hierdie 2 verse om te sê, dis wat 'n ouderling doen. Nou die eerste deel van hierdie sê vir ons 'n paar dinge. Dit sê vir ons hoe lyk hierdie omgee in die kerk. Dis 'n toets vir wie ouderlinge moet wees of mag wees, en dan is daar herinnering aan prioriteite. So kom ons kyk na daai 3. Vers 4 weer sê, hy moet met volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur. Volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. So hierdie preek is nou 'n preekie van hoe werk ouderlinge in die kerk. Die 2 vereistes is, die doel in die huis vir 'n vader is dat die kinders onderdanig moet wees. Dis 'n belangrike doel vir ouers, is om hulle kinders te leer en te lei en te bestuur om onderdanig te wees. En net so is dit die werk van ouderlinge in die kerk om mense te leer en te stuur en te help om onderdanig te wees. Nou wat ek sê is baie belangrik. So, nou is baie slegte tyd om in slaap te raak. En dan gaan jy dink ek sê dinge wat ek nie gesê het. In die huis leer die vader die kinders om onderdanig te wees aan die baas van die huis, wat die ouers is. So in die huis leer die ma en die pa die kinders om onderdanig te wees aan die baas van die huis, wat die ma en die pa is. In die kerk leer die ouderlinge die mense om onderdanig te wees aan die baas van die kerk, wat Jesus is, nie die ouderlinge. Dis die verskil. Dit sê nie hierso, ouderlinge word na die baas en hulle regeer en hulle besluit wat moet gebeur. Maar hulle het die werk om te sorg dat die mense onderdanig is aan Jesus. 1 Petrus 5 sê dit so duidelik. Dit praat oor ouderlinge, hulle nie baasspelerig oor hulle wat aan julle toevertrou is nie, maar as voorbeeld vir die kudde. Dis nie my skape nie. Hulle is toevertrou aan my, maar hulle het 'n skaapwagter aan wie hulle behoort. So as ons terug gaan na die huis, in die huis moet die kinders op 'n manier versorg word dat hulle besef hulle is nie die baas nie. Hulle maak nie die reëls nie. Hulle het 'n leier aan wie hulle onderwerp. En al die ouers sê, my kinders het dit maklik. Geen probleem ooit gehad met my kinders nie. Van dag 1 af het hulle besef hulle is nie die baas nie, hulle maak nie die reëls nie. Hulle was so opgewonde om onderdanig te wees aan hulle ouers. Die besef dis baie keer in die kerk dieselfde geval. Die kerk moet lede op 'n manier versorg dat hulle besef, ons is nie die baas nie, ons maak nie die reëls nie, ons het 'n leier aan wie ons onderwerp, en daardie leier is nie net goed nie, daardie leier is perfek. Hierdie is so belangrik. Iemand het nou gepraat oor verskillende kerke, in die area waar jy is, die uitdagings wat jy het, so as jy nou vandag jou kerk in die suide van Kaapstad het, dan het jy dalk 'n probleem met gangsters om jou kerk, of jy het 'n probleem met dwelmverslawing. So elke area het sy probleem. En te praat ons oor die probleme, en ek dink die kernprobleem vir 'n kerk so Stilbaai is selftrots. Selfwaan. Ons wil die baas wees. Iemand het eendag gesê, mense is baie tevrede daarmee om onderdanig aan Jesus te wees, solank hulle saamstem met wat hy wil hê hulle onderdanig moet wees aan. So mense is baie bereid om na Jesus te luister, solank hulle saamstem met hom. Maar laat Jesus nou net in sy woord iets sê waarmee hulle nie saamstem nie, en dan gaan ek nou nie daarvoor luister. Een van die groot redes waarom baie mense, veral mans, maar nie net mans nie, sukkel in hulle Christelike lewe, is omdat hulle dink hulle is nog steeds die baas. In jou huwelik dink jy kan doen net wat jy wil. In jou werk dink jy kan doen net wat jy wil. Jy kan doen net wat jy wil met jou geld, jy kan doen net wat met jou tyd. Hierdie vasgryp om my eie baas te wees, is die ding wat jou lewe vernietig. Want ons is nie gekwalifiseer om ons eie baas te kan wees.
Die evangelie is die goeie nuus dat jy by daai punt kom waar jy sê, ek maak 'n vermorsing van my lewe. Ek het iemand nodig om my te red. En om dan na die Here toe te draai en te sê, Here, red my, word my meester. Word my leier, word my baas. Nie net my redder nie, maar ook my baas, ook my meester. Dis die evangelie. Ons wil baie keer daai ding afsny. Here, red my, maar moenie vir my sê hoe ek moet lewe. Dis 'n package deal. Jy kan nie die een sonder die ander een vat. Ons moet bietjie na ons eie lewens kyk en sê hoe baie keer is my huwelikstruwelinge omdat ek voel ek is die baas en ek moet geëer word. Hoeveel keer is my probleme met finansies en al hierdie dinge omdat ek nog steeds die baas wil wees. So 'n belangrike ding wat ons nie moet mis in hierdie vers nie, dit is daar iewers. Daar's 'n manier hoe die pa dit moet doen. Dis met waardigheid. Hoe doen 'n pa dit by sy tuis? 'n Kombinasie van liefde en sorg en dissipline. Hoe doen 'n ouderling dit in die kerk? 'n Kombinasie van liefde en sorg en dissipline. Iemand het gesê, moenie die lede slaan nie selfs al wil jy reg. Dis nie die doel van 'n ouderling nie, maar die ouderling is daar om kerkdissipline toe te pas. Matteus 18 verduidelik vir ons die pad van kerkdissipline. As jy 'n probleem met iemand het, moenie dadelik na die kerk toe hardloop nie. Gaan na daai ou en probeer dit uitsorteer. As hierdie probleem nog nie opgelos word, vat vriende saam en sê, ouens, hierdie is 'n krisis, ons moet hiermee. En as daar iemand nog steeds wil aangaan in sy sonde, na jy vriende ingebring het, dan bring jy die kerk in. En laat die ouderlinge met daai persoon werk. As die persoon nog steeds weier om 'n pad saam met die Here te stap in gehoorsaamheid, dan verwyder jy by die kerk uit sy lidmaatskap. Dis kerkdissipline. 'n onbeheerbare kind wat sy ouers se dissipline verwerp en rebels wegstap en wat eendag tot sy sinne kom terug na sy ouers toe en hy sê, jammer, ek sien wat julle gedoen het was reg. Dieselfde met 'n onbeheersbare kerklid wat weier om hulle sonde op te gee. As hulle ooit tot hulle sinne kom, dan kom hulle terug na die kerk en hulle sê, jammer dat ek so rebels was. Want ek sien wat julle gedoen het om my uit te skop, was 'n goeie ding. Dis die eerste ding. Hoe lyk hierdie omgee? Hoe lyk dit? Dit lyk soos 'n pa wat sy kinders leer om onderdanig te wees. Nou die vereiste vir 'n ouderling is dat jy dit moet kan doen. Die goeie toets of 'n ouderling in staat sou wees om vir 'n kerk te sorg, gaan hulle die kerk kan lei om aan Jesus te onderwerp? Dan vra ek, is hulle in staat om hulle huise te lei om aan die ouers te onderwerp? 'n Swak leier by die huis gaan 'n swak leier in die kerk wees. 'n Dominante, beledigende kwaai pa gaan 'n dominante, beledigende kwaai ouderling wees. Nou as jy kom vra wat hiermee natuurlik nou saamgaan met hierdie vereiste dat jy net 'n ouderling mag wees as jou kinders onderdanig is. Praat dit van perfektheid. Met ander woorde, moet jou kinders nou perfek wees voor jy ouderling kan wees. Natuurlik is my kinders perfek, maar ek weet nie van julle kinders nie, maar nee, as dit nie vereiste was, dan sou daar geen ouderlinge wees nie. Die ouderling is nie perfek, die kwalifikasie is nie perfektheid nie. Die kwalifikasie is nie dat die kinders nie foute maak nie. Die kwalifikasie is nie dat die kinders nie skop teen die autoriteit nie. Die vraag is, word jou huis hanteer op 'n manier dat die kinders besef, as jy hierso is jy onderdanig aan ons reëls. Is daar dinge in plek wat sorg dat die kinders hierdie leer en verstaan? Die tweede vraag is dit op toepassing van al jou kinders? Wat as jy 'n ouderling is en jou kind is 35, 40 en hulle laat weet vir jou, ek gaan nie meer die Here dien nie. Want Titus 1:6 sê ook, hierdie selfde vereiste met gelowige kinders wat nie van losbandige gedrag beskuldig kan word of opstandig is nie. So is nie so duidelik in Timoteus nie, maar in Titus sê hy, jy moet 'n ouderling wees as jou kinders gelowig is. Nou wat as jou 40-jarige kind vir jou laat weet, ma, pa, ek is nou 'n ateïs, ek glo nie meer hieraan. Word jy dan gediskwalifiseer as 'n ouderling? Nee. Want die term hier praat van kinders wat in jou huis bly. Kinders oor wie jy gesag het. Jy het nie gesag oor jou 40-jarige kind nie. Jy is nie meer sy baas nie.
Enige kind wat nog na sy ma en pa hardloop vir gesag as hy 40 is in 'n verskriklike ongesonde verhouding met sy ouers. Dit praat van kinders wat in jou huis bly, wat vir jou reëls moet luister. Daai dag wat hulle wegstap, verander die verhouding. Nou is jy nie meer hulle autoriteit nie. Nou is jy hulle ouers en hulle konsultante. Hulle kan na jou toe kom vir raad as hulle so kies en hulle kan kies om jou raad te volg of nie. Die volgende vraag is: waarom is dit so belangrik vir kinders om onderdanig te wees? Ons lewe in 'n wêreld van gentle parenting wat sê kinders moet net gelos word. Wees net oulik en vriendelik met jou kinders. Hulle sal hulle self vind. Al die goedheid wat in hulle is, gaan uitkom. Daai is sielkundige mambo jumbo. Dit werk nie so. Daar is geen goed in enige kind nie. Goed moet in die kinders ingesit word. Net soos dit vir ons ook die geval was. Geen mens word gebore met goed in hom nie. Goed moet in ons ingesit word. Die Bybelse prentjie is dat 'n kind is ook sondig gebroken. Nou een rede waarom kinders geleer moet word om onderdanig aan hulle ouers te wees, is omdat kinders wat dit nooit leer nie, as hulle volwassenes is, sukkel hulle om onderdanig te wees aan God. Want ek het nooit geleer, ek is nie die baas nie. Ek het nooit geleer, hey, staan terug, wees nederig, respekteer jou ouers, respekteer hulle. Kinders wat dit leer, wanneer hulle gered word, dan verstaan hulle klaar hoe dit werk. Hulle verstaan klaar dat ek is nie die baas nie, ek is nie die soundvlak van God nie, ek kan nie vir God vertel heeldag wat sy foute hy maak nie. Ek moet nederig word en my onderwerp aan die Here. Die derde ding wat ons gesê het, hierdie teks vir ons leer, is oor die prioriteite. Want wat nou mag gebeur is dat jy sê, hierdie is bietjie onregverdig. Wat is daar hierdie persoon is en hy is hoogs begaafd en hy is perfekte ouderling materiaal, maar by die huis is hy 'n wanordelike kind, ten spyte van sy beste pogings. Is dit nie bietjie onregverdig dat hy nou gediskwalifiseer word? Nee, want hierdie vers herinner ons ook aan prioriteit. Daar's geen punt vir 'n persoon om sy tyd en sy moeite aan die kerk te gee as dit meer nodig is by die huis. As jy 'n rebelse seun of 'n dogter het, wat hulle nodig het, is nie 'n begaafde ouderling nie, maar 'n vader wat teenwoordig is. Die teks sê, voor jy eers daaraan dink om tyd iewers anders te spandeer, vra of my familie meer van my tyd nodig het. Het my kinders my meer by die huis nodig? So ten slotte, as jy ouderling is, ek hoop jy sien in hierdie teks, daar is hierdie balans tussen omgee en om nie vir mense te behaag nie. Dis 'n balans wat gevind moet word. Daar's 'n balans om uit te reik en liefde te wys aan mense, maar ook om te besef, ek moet jou leer om aan die Here onderdanig te wees. Ek kan nie so gefokus wees op mense, dat ek glad omgee wat hulle doen. Ek moet so gefokus op mense, dat hulle juist by die punt kry, waar ek sê, hoor jy moet aan die Here onderdanig wees, en om hulle te help, as hulle nie dit doen. Ouderlinge, moenie bang wees om lidmate te konfronteer, wat nie aan Jesus onderdanig is nie. So bid vir die ouderlinge. Satan val die hele dag die kerk, op baie maniere. Bid vir die ouderling, dat hulle op 'n eerbare manier die kerk kan leer om aan die Here te onderwerp. Bid vir gesinne. Dis die tweede plek waar Satan aanval. Satan is in die besigheid om gesinne op te breek, om huwelike op te breek, om skeuring te bring tussen ouers en kinders. Bid vir vaders. Bid vir paas om goeie paas by die huise te wees. Bid vir paas om getrou te bly aan hulle vrouens, om daar te wees om hulle kinders te versorg. Bid vir opstandige kinders wat nie besef hoe belangrik hierdie vir die Here is. Vir enige kind is die belangrikste opdrag wat die Here vir 'n kind gee is, wees onderdanig aan jou ouers. Voor jy enige ander reël indring, begin jy daar. Eer ek my vader en my moeder. So bid vir opstandige kinders. Bid vir ongeredde kinders. Bid vir kinders, jy het dalk van hulle, wat in jou huis, het hulle al die dinge gedoen van Christendom, en toe stap hulle weg. En nou is hulle weg, nou is hulle ver. Hulle is nie te ver vir die Here nie. Bid vir redding. Kom ons bid saam.
Here, dankie dat ons in hierdie teks ook U Vaderhart sien. U omgee vir families. U hart dat ouers die doel kan opneem om hulle huise, Christelike huise te hê. Here, ons lewe in 'n wêreld waar dit nie inpas by die wêreld se prentjie. Maar Here, dankie dat ons nie na die wêreld luister nie, maar na U woord. Ons bid vir ma's en pa's wat nie deur woede en geweld onderdanigheid bring nie, maar deur liefde en dissipline en deur die goeie voorbeeld. Here, leer ons ook dan om onderdanig aan U te wees. Dat ons hierdie lewensfilosofie het, dat as U dit sê, dan doen ons dit. Dat ons nie voel ons is op dieselfde vlak van U, waar ons met U kan redeneer oor die dinge waarmee ons nie saamstem nie. Maar dat ons die knie in nederigheid buig en net U woord sal ervaar en gehoorsaamheid sal antwoord. Here, dankie vir al die genesing wat kom as ons daai punt bereik. Ons net aanvaar wat U sê en gehoorsaam in die voete volg. Here, ek bid vir gesonde families, ek bid vir vaders, ek bid vir pa's, om hulle roeping van pa op te neem. Ons bid vir oupas en oumas wat baie keer moet instaan. Here, leer hulle ook om wyse oumas en oupas te wees sonder om te veel in te neem. Here, ons het die wysheid nodig. Ons bid dit alles hier in die wonderlike naam van Jesus. Amen. I will praise you, O Lord of my heart. I will tell of your wonders on earth. I'll be glad and rejoice in your life. Sing praise to your name, O Most High.